Goeiemôre, welkom by vanmôre se erediens. Dit is my lekker om voor te gaan in die Johannes Evangelie en saam te die pad te stap wat Johannes met ons gestap het in sy evangelie. Voordat ons dieper delf, voordat ons voortgaan, kom ons maak ons oë toe. Ek weet nie wat het die week gebeur nie. Ek weet nie of dit 'n goeie week of 'n slegte week was nie. Ek weet nie wat het gebeur tot en met nou toe nie. Maar ek wil graag jou uitnooi om net vir 'n oomblik rustig te word, dat ons saam sal bid by die Here se voete. Here, dankie. Dankie dat ons weet, U is by ons, U is met ons, en U het ook hierdie boodskap vir ons, Here. Maak nie saak waar ons vandag sit nie, en wat se omstandighede nie, Here, U is daarso, en U lei ons, Here. En vandag se boodskap, kom herinner ons net daaraan. Here, my gebed is, dat ons harte sal oopmaak, ons ore sal oopmaak, en daardie geraas, daardie gedruis, wat die wêreld rondom ons veroorsaak, Here, dat ons dit net vir 'n oomblik sal uitskei, sodat ons op U kan fokus. Ek bid dit in die heilige naam. Amen. In 2 Korintiërs 12 vers 9 staan daar, so my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En dit is ons fotum vir vandag. En daarom kan ek julle seën in die naam van daardie Here wat vir ons gekom het en in ons werk, in die vorm van die Heilige Gees. Mag jy sy seën vanoggend ervaar. Amen. Ons stap al 'n rukkie saam met Johannes en deur sy evangelie, en ons is op hierdie stadium by hoofstuk 15 en hoofstuk 16. En dit sluit aan by laasweek se preek wat begin vir ons verduidelik van die rol van die Heilige Gees nou dat Jesus weggaan. Nou ons weet, wanneer ons in 2020 terugkyk, dat Jesus het opgestaan, ons weet van die uitstorting van die Heilige Gees, ons weet van al hierdie goede, maar vir 'n klomp disippels en volgelinge van Jesus was dit nie noodwendig dieselfde situasie nie. So ek wil vanoggend se boodskap so begin. Plaas jouself vir 'n oomblik in die binnekamer by 'n klomp jong manne, jong vroue, disippels van Jesus, nuwe gelowiges, en 'n persoon wat gekom het om te sê ek sal by julle wees vir altyd. Ek is die koning van konings. Ek is die redder, die verlosser. En dan kry jy jouself een aand, terwyl dit laat is, kamer is stiller as vroeër, die ete is verby. Johannes vertel vir ons dat Judas het reeds uitgegaan, die verraad is aan die gang, hy's in onderhandeling met die owerhede, die kruis kom nader. Niemand weet dit noodwendig nie, maar Jesus weet presies wat voorlê. Die disippels weet nie iets is aan die gebeur nie. Hy praat nie nou met die skares nie, hy vertel nie sy gelykenis nie, hy praat stadig, direk en persoonlik. En hy begin ook nie selfs met 'n belofte nie, maar hy begin met 'n rou waarheid. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Ek dink die disippels se oë het net so groot gerek. Dit is nie 'n dreigement nie, dit is voorbereiding. Jesus kyk na mense wat hom lief gehad het en lief het en sê, julle gaan my mis, julle gaan alleen voel, julle gaan wonder hoe om aan te gaan sonder my, want vir 3 jaar lank was my hele lewe rondom julle en ons almal gefokus. Maar dit is opvallend. Jesus praat minder oor die wêreld se haat en meer oor wie by hulle gaan wees. En dis die kruks van hoofstuk 15. Die swaartepunt is nie lyding nie, maar dit is 'n teenwoordigheid wat kom, wat hulle nie sal verstaan nie, altans nog nie. En dit bring ons by 'n vraag, wat ek vir jou vanoggend wil vra. Hoe sien jy die Heilige Gees?
Wat is jou ervaring van die Heilige Gees? As jy jou oë moet toemaak vanmôre en ek sê, beskryf vir my die Heilige Gees, wil ek jou oomblik gee om te dink, hoe lyk hy? Hoe lyk sy? Hoe lyk die gestalte wat die Heilige Gees aanneem? Ons weet, dit sê gees, wat beteken dat dit nie noodwendig 'n wese is in vlees nie. Is dit dalk net 'n entiteit, ietsie wat ons aan dink, maar dit bestaan nie regtig nie? Dis nie wat jy weet noodwendig van die Heilige Gees nie. Dis nie noodwendig wat gesê word jy moet glo nie. Maar hoe beleef jy hom in jou alledaagse lewe? In die storie van Jesus kom vertel hy vir die disippels van die Heilige Gees en die Heilige Gees wat gaan kom. Hulle het nie noodwendig dit geweet of geweet hoe dit gaan lyk nie. Ons het al gehoor van die Heilige Gees, ons het hom al ervaar. Maar baie keer is die Heilige Gees amper 'n nabetragting van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sien hulle in stappe en nie noodwendig as 'n eenheid, die drie-eenheid nie. Vanoggend se preek gaan so 'n bietjie van 'n ander vorm aanneem as gewoonlik. In plaas daarvan dat ons 'n hele teksgedeelte gaan lees, wil ek dit graag opbreek in 'n klomp klein stukke, omdat dit 'n baie lang gedeelte is, maar omdat daar 'n klomp belangrike punte is, wat ek wil graag lees, en dan stop, en dan dit uitpak. Dit is na hierdie stelling wat Jesus gemaak het, in 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet, dat dit my voor julle gehaat het, wat hy kom by die werklikheid wat die disippels gaan ervaar. En dis ons eerste beweging vandag. In Johannes 15 vers 19 staan daar, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eie mense lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, en daarom haat die wêreld julle. Die disippels het hulle harte en hulle lewens gegee vir Jesus, wat gesê het, maar ek behoort nou aan hom, ek behoort nou aan die drie-eenigheid, ek die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en omdat julle nie van die wêreld is nie, gaan die wêreld julle haat. Julle is buitestanders. Disippelskap beteken julle behoort nou nie aan my. Daar's 'n nuwe loyaliteit, nie 'n loyaliteit aan die wêreld nie, maar 'n loyaliteit aan my. En dan gaan hy aan in vers 20, hy sê, 'n slaaf is nie groter as sy baas nie. As hulle my vervolg het, kan ek jou waarborg, hulle sal julle ook vervolg. Nou ek wil nie te veel vanoggend ingaan in die swaar kry as ons as Christene. Ek dink ons het al baie keer gepreek, ons het al baie keer daaroor gepraat, maar hierdie woorde was nie noodwendig om hulle bang te maak nie, dit was bedoel om hulle te oriënteer. As ek en jy spanning tussen ons geloof en ons wêreld waar ons is, ervaar, is dit nie besig omdat ons swak raak of omdat ons geloof afgewater raak nie, maar 'n verwagting dat Jesus binne ons gaan wees en moet wees. Jesus los dit nie daar nie. Jesus los nie net die disippels met hierdie radikale stelling van julle moet reg wees, julle gaan swaar kry en dan bly hy stil nie. Jesus het 'n pastorale hart. Jesus se verduideliking gaan dan verder in hoofstuk 16 vers 1. Dit alles het ek vir julle gesê, sodat julle nie tot struikeling gebring word nie. Ek het al die goeders vir julle vooraf gesê, ek het julle herinner, ek het vir julle 'n blik uit die toekoms uitgegee vir een groot rede, sodat julle nie val en struikel wanneer dit kom nie. Hy weet hoe voel aanhoudende druk en hoe aanhoudende druk werk. Dit breek mens nie skielik af nie, maar dit is 'n stadige afbreek van moegheid, twyfel, daardie stil vraag, is dit die moeite werd om aan te hou? En daarom sê Jesus nie, wees net sterker nie, hy sê, wag net daar. Voordat jy swaar kry, voordat jy in twyfel kom,
voordat julle moeg kom, stuur ek vir julle hulp. En dit is die kern van vandag se boodskap. Waar vandaan sal my hulp kom? Die psalmskrywer het dit soveel jare voor hierdie al uitgeroep na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? In Johannes 15 vers 26, ek gee so 'n paar tree net terug, is ons grondteks, wanneer Jesus vir hulle sê, julle gaan swaar kry, julle gaan vervolg word, dit gaan moeilik gaan, sê hy vir julle, maar ek gaan vir julle 'n middelaar, 'n advokaat, 'n parakleet stuur. En hy sal kom van die Vader, die Gees van die waarheid, wat van die Vader af uitgaan. Hy sal kom en hy sal oor my getuig. Jesus gebruik 'n baie spesifieke woord. Hy gebruik die woord in Grieks parakletos. Die nuutste vertaling help ons deur te vertaal, dit is iemand wat voorspraak lewer, dit is soos ek gesê het, 'n middelaar, 'n advokaat wat gaan inkom, en dit kom in die vorm van my Heilige Gees. Hy sê nie noodwendig dat wie die Heilige Gees is nie, maar hy kom wys vir ons, wat gaan die Heilige Gees doen, in die feit dat hy hom die parakleet noem, die parakletos noem. Nou net om gou so vlugtig 'n Griekse les te gee, nie dat ek baie goed was in Grieks nie, maar para beteken langs en naby, waar kaleo is om te roep. Langs my te roep. 'n parakleet is iemand wat geroep word om langs my te staan. En wanneer Jesus die mense voorberei vir die tyd wat kom, sê hy, maar moenie worry nie, ek stuur vir jou iemand om saam met jou te stap. Ek stuur jou in skool toe, na jou klas toe, maar moenie worry nie, ek vra vir Boetie en Sissie om saam met jou te stap, want hulle ken die pad. Nie bo jou nie, nie ver van jou af nie, langs jou, binne jou. In Jesus se tyd was dit 'n baie bekende rol gewees. 'n parakleet was 'n regsverteenwoordiger, iemand wat jou saak geken het, wat jou saak gestel het, iemand wat namens jou gepraat het, wanneer jy nie self kan nie. 'n parakleet is nie net 'n emosionele troos nie, maar hy is iemand aktief betrokke om te help. En Johannes kom sê dit vir ons so pertinent. En dis kom vandag se preek so bietjie van 'n ander gestalte aanneem. Want wat doen die parakleet volgens Johannes in ons lewens? En ek het 'n paar punte wat ek graag wil volg, en dit gaan so deur die teksgedeelte ook wat ons volgende lees. Hy sê, die parakleet is iemand wat langs jou, en nie net in jou plek staan nie, maar hy staan langs jou. Johannes 14 vers 17, wat laasweek se teksgedeelte was, sê, hy bly by julle en sal in julle wees. Jy bly verantwoordelik, jy bly betrokke, maar jy is nie alleen nie. Die Heilige Gees neem jou nie oor nie, hy maak jou meer jouself soos God bedoel het. Hy kom en hy maak Pieter nader aan die Pieter wat Jesus graag wil hê, wat God graag wil hê. Die tweede verduideliking van die parakleet vind ons in 15:26. Daai parakleet, daardie Gees, sal oor die waarheid getuig, hy sal oor my getuig, die weg, die waarheid, die lewe, dis Jesus, hy sal oor die waarheid getuig, my getuig. Die Gees trek nie aandag na homself toe nie, hy hou Christus voor, hy hou God voor, hy hou die drie enig voor. Waar die Gees werk, raak Jesus nie tweede en laaste nie, maar die Gees werk sodat Jesus verheerlik kan word, helderder kan word, dat ons nader en Jesus meer 'n werklikheid kan word.
Die wonderlike gedeelte wat Johannes vir ons vertel van hierdie parakleet is wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy dwing nie, maar hy oortuig. Hy oortuig nie deur om te veroordeel nie. Wanneer druk en angs hoog raak ons so baie keer reaktief. Ons verloor perspektief. Die parakleet bring jou terug na die werklikheid toe, nie deur jou te skel en jou te laat sleg voel nie, maar deur waarheid wat hy getuig in jou lewe en dit weer hoorbaar te maak. Hy neem die gestalte aan wat jy nodig het, sodat jy weer die Vader kan sien. Die vierde en laaste punt oor die parakleet is, hy lei. Hy dryf nie. Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Lei beteken oor tyd met geduld, stap vir stap. Jesus sê selfs, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Julle gaan dit nie nou verstaan nie. En daarom stuur hy die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees ons oor tyd met geduld, stap vir stap sal lei. Die Gees respekteer ons as mens, want Jesus weet, ons is mens. Daar was 'n gestalte uit die drie-eenigheid wat mens geword het, sodat daar 'n begrip is van wie ons as mense is en wat ons as mens ervaar. En daarom respekteer die Gees ons, hy oorlaai jou nie, hy vorm jou. Uit die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, het ek nou gesê dat die Gees neem die gestalte in wat ons nodig het, en so ook die drie-enig. Jesus is aarde toe gestuur om vir ons te kom wys wat dit is om die Vader te dien, hoe dit lyk om regtig gelowig en in die Vader te leef. Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hy sê ook, hou moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus het gekom om vir ons die wêreld te oorwin, en hier is die groot beweging. Jesus het gelei vir ons, maar die parakleet, die Heilige Gees kom om ons te lei, L-E-I. Jesus het die kruis gedra, die parakleet help ons om ons pad te vind na Jesus toe, die een wat daai kruis vir ons gedra het. Dis nie 'n kleiner rol nie, dit is nie, soos ek nou gesê het, wat is jou beeld van die Heilige Gees, Vader, Seun, Heilige Gees is 'n derde plek nie, dit is 'n ongelooflike, groot, onverstaanbare, noodsaaklike rol. So kom ek som op. Jesus het aarde toe gekom. Jesus het kom leef, Immanuel, God met ons. En dan het God het al so lankal beplan, dat sy seun gaan sterf. Die seun wat beperk was geografies aan 'n klein gebied. Wat sal opvaar na die hemel toe en 'n gees uitstort wat nie gebonde is aan geografie, aan ras, taal, geslag, kultuur, niks nie. 'n Gees wat in elke liewe een van ons kan leef en leef. Nie net in Israel nie, maar ook hier in Krugersdorp. Voordat ons afsluit, wil ek jou uitnooi vir 'n oomblik van stilte. As jy gemaklik is daarmee, maak jou oë toe. Ek wil hê jy moet dink aan een ding. Nie alles nie, net een. Ek wil hê jy moet dink aan daardie las wat jy stil dra, daardie spanning wat in jou bors sit, daardie knop in jou maag wanneer daardie gedagte by jou opkom, die ding wat jou snags wakker hou, al is jy moeg.
Terwyl jou oë so toe is, hou dit net daar vir 'n oomblik. Moet dit nie regmaak nie, moet dit nie te probeer verduidelik nie, erken dit net vir 'n oomblik. Nou verbeel jou dit. As jy al die krag in die wêreld het, om daardie ding weg te skuif, om dit van jou af te lig, om die gewig daarvan heeltemal weg te neem, hoe sal jou liggaam dan voel? Wat sou ontspan? Wat sal oopgaan? Wat sou weer vir 'n slag kan asemhaal? En haal nou 'n stadige diep asem in en blaas dit stadig uit. En luister baie mooi. Daardie gevoel van verligting, daardie ruimte wat jy ervaar, daardie asem wat dieper raak, is nie net jou verbeelding nie. Dit is 'n prentjie. Want Jesus het nie net idees beloof nie, hy het 'n teenwoordigheid beloof. Die Heilige Gees is nie 'n swak troos nie, hy is nie 'n positiewe denke nie, hy is nie net 'n emosionele ervaring nie, hy is 'n kragtige teenwoordigheid. Dieselfde Gees wat oor die chaos van die skepping gesweef het en orde en lewe gebring het, is die Gees wat as 'n parakleet nou langs jou sit. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat die finale mag van sonde en dood gebreek het, is die Gees wat nou binne in jou woon. Hy is nie net 'n besoeker nie. Hy is nie net op afstand nie. Hy is binne jou. En Jesus het reeds vir jou gelei. Jy hoef nie daardie las te dra omdat jy iets verdien nie. Die parakleet kom, daardie selfde Gees is in jou, om jou te anker, om aan die waarheid vas te hou, wanneer daardie druk jou uitmekaar uittrek. Jy mag dalk nie vandag daardie las van jou af wegneem nie, maar jy hoef dit nie alleen te dra nie. Maak jou hande oop, selfs nou, en sê stil in jou hart, Heilige Gees, staan hier by my. En dit is waar hy werk. Dit is hoe hy lei. En dit is wat Jesus vir my en vir jou beloof het. Kom ons maak ons oop toe. En ons bid. Heilige Gees, voorspraak, middelaar, advokaat. Staan langs ons waar ons waarheid swaar raak. Lei ons wanneer ons onseker is oor wat die pad vorentoe is. Hou Jesus vir ons 'n werklikheid en naby en vorm ons stadig en getrou tot eer van God. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. U is hier om ons aan te raak. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om ons te genees. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om ons nie te maak. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om te troos wie treur. Heer, wie is wil ons aanbid. Want U is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie U is. Want U is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie U is. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.